Hi, baie welkom by hierdie week se bespreking van ons weeklikse les, saam SSL. Ons kyk hierdie week na les 6, die vyand van binne. En ons geheetteksvers is in Jeremia 17 vers 10, wat lees: Ek die Here deursoek die hart, toets die niere, om elkeen te vergeld na sy weg, na die vrug van sy handelinge. Jeremia 17 vers 10. Kom ons bid. Hemelse Vader, wat 'n groot eer en voorreg om hierdie lessies weer hierdie week met mekaar te kan deel en te bespreek. Mag U asseblief ons harte aanraak, mag U asseblief ons vul met U Gees, en sal U ons help, Here, dat ons ten volle aan U sal oorgee. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom. Weer eens baie dankie dat julle saam met ons inskakel. Welkom aan ons vriende daarso en ons luisteraars by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. Gaaf om julle ook saam met ons te hê om saam te luister. Ek wil graag met ons kykers op YouTube gesels. Die afgelope 2 lesse is julle bietjie afgeskeep. En die rede is, ek het begin studeer aan Helderberg College online, wat verskriklik baie van my tyd opvat. So met die gevolg is, ek het bitter min tyd om editing te doen, en dit is die deel van hierdie programme wat die meeste tyd vat, is om dit te edit, die foute uit te sny, en alles by mekaar te bring en dit dan op te laai. So met die gevolg is, ek het net klankgrepe gedoen vir die afgelope 2 weke, wat ek dan op die WhatsApp groep gesit het, die audio WhatsApp groep vir SSL. Maar ek dink tog, ek moet hierdie klankgreep, al sien julle nou nie my bakkies nie, al sien julle nou nie die teksverse nie, dat julle daarom ook hierdie bespreking op YouTube het, en ek dit dan so op YouTube plaas. So ekskuus dat julle nou nie my gesig sien nie, dat dit 'n groot los is nie, dat dit nou net 'n klankgreep is, maar ek glo dat julle sal ook 'n seën ontvang deur hierna te luister, soos wat ek 'n seën ontvang om hierdie met julle te deel. Maar let op asseblief in die beskrywing van die YouTube video, as jy gaan klik op See More en weer gaan klik op See More, sal jy die skakel kry na ons WhatsApp audio groep. Daarso kan jy die WhatsApp audio's in baie lae formaat kan jy aflaai op jou fone en jy kan daarna luister. So baie dankie vir julle geduld en baie dankie vir elkeen van julle wat ons finansiëel ondersteun. Dat help ons geweldig baie om die internet aan die gang te hou. So baie dankie. Kom ons gaan dan na hierdie week se les toe. Soos ons gesê het, ons is by les 6, die vyand van binne. Nou wanneer 'n mens aan vyande dink, sien jy gewoonlik iets buite jou of iemand wat teen jou is. Maar in Joshua 7 van hierdie week se les, ontdek Israel dat hulle grootste gevaar nie buite is nie, maar binne. Die volk het pas die groot wonder van Jerigo beleef, die mure wat geval het, sonder dat 'n swaard geswaai word. Hulle moes gevoel het dat hulle alles kon regkry, niks kon hulle keer nie. En tog by die volgende dorp word hulle onverwags verslaan. En ironies, die dorp se naam is Ai, en is nogal toepaslik as jy dink aan die uitdrukking ai. So die rede vir hierdie verslaan was as gevolg van een man met die naam van Achan, en hy het gesondig. Hy het iets van die verborge buit van Jerigo vir homself gevat, wat God gesê het hulle nie moet doen nie. Goud, silwer en 'n kleed uit Senier. En hy het dit in sy tent weggesteek, hy het dit begrawe in die grond. Nou, dit klink soos 'n klein ding. Maar in God se oë het dit 'n groot breuk veroorsaak tussen hom en sy volk. Want die gevolge daarvan kon tot vernietiging van die volk uitloop. Israel het hulle beskerming verloor, want hulle was nie meer in ooreenstemming met die Here se wil nie. Josua was versla, maar God wys vir hom dat die probleem nie by die vyand lê nie. Dit lê in die kamp van Israel. Wat 'n les vir ons. Ons vra soms waarom dinge verkeerd loop. Wat gaan aan dat ons geestelike lewe so agterlei? Terwyl die probleem dalk lê by iets wat ons
steeds aan vashou. Al weet ons dalk nie wat dit is of dat dit iets verkeerds is nie. Die lesie gee Psalm 139 vers 23 en 24 aan. Pragtige psalm. Dis 'n gebed. Deursoek my oor God en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg van smart is en lei my op die ewige weg. Wat 'n pragtige gebed om te bid. God se doel was nie om Agan net te straf nie, maar om die volk te leer dat gehoorsaamheid beskerming bring en ongehoorsaamheid afstand tussen ons en God. En dit dan die deur vir die vyand oopmaak om aan te val. Ons vandag is ook op pad na die hemelse Kanaan, die ewige beloofde land. Net soos Israel kan ons nie daarin ingaan as daar sonde in ons harte is wat vassteek nie. Die vyand van binne, hoogmoed, selfsug, hebsug, trots, noem dit, is gevaarliker as enige vyand van buite. Maar daar's goeie nuus. God wys ons nie hierdie foute uit om ons te veroordeel nie, maar om ons te genees. En wanneer ons eerlik voor hom staan en sê, Here, wys my wat verkeerd is. As ek eerlik sê, Here, deursoek my, ken my hart, toets my, ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg van smart is. Die Here sal dit wegneem, want hy is getrou. By Sondag se les, verbreeking van die verbond, kyk ons na Josua 7 vers 1 wat lees, maar die kinders van Israel het troueloos gehandel met die verbode goed, want Agan, die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serach, uit die stam van Juda, het iets van die verbode goed geneem, en die toorn van die Here het teen die kinders van Israel ontvlam. So na die groot oorwinning by Jericho, het die volk seker gevoel dat niks hulle kon keer nie. Hulle het gesien hoe die Here vir hulle veg, en die mure van die stad sonder enige menslike krag laat val. Maar kort daarna gebeur iets onverwags. Israel verloor 'n klein veldslag teen die stad Ai. Josua is verbuister. Hoe kon God hulle nou in die steek laat na hierdie groot wonderlike oorwinning? En hy val neer voor God en hy vra, waarom, Here? En toe wys God vir hom die probleem lê nie by die vyand nie, maar by die volk self. Iemand het die verbond verbreek. God het vir Israel beveel om niks uit Jericho vir hulle self uit te neem nie. Alles moes vernietig word of aan die Here gewy word. Maar Agan het vir homself 'n duur Babyloniese kleed, silwer en goud gesteel en dit in sy tent begrawe. Wat hy vir homself gevat het die hele volk in gevaar gestel. Hierdie gebeurtenis wys vir ons iets belangriks. Sonde is nooit net 'n private saak nie. Dit raak altyd ander mense ook. Een man se ongehoorsaamheid het die hele nasie se oorwinning in gevaar gestel. Galasiërs 6 vers 7 sê, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want wat die mens saai, sal hy ook maai. Agan se daad het nie net sy eie lewe geraak nie, maar die hele gesin, sy stam en sy volk. Wanneer ons iets doen wat teen God se wil is, verbreek ons ook ons verhouding met hom, ons verbond met hom. Hierdie verhaal herinner ons dat verbond beteken dat ons aan God behoort. As hy vir ons veg, moet ons hom volkome vertrou en gehoorsaam. Hy vra nie volmaaktheid nie, maar eerlikheid. 'n Hart wat bereid is om reg te doen. Psalm 51 vers 12 lees, skep vir my 'n rein hart, o God, en vernuwe 'n standvaste gees binne my. Wanneer daar sonde of ongehoorsaamheid in ons lewens insluip, kan ons ook soos Josua vra, Here, wys vir my waar ek verkeerd is. As ons eerlik bely, herstel hy die verbond, en hy gee vir ons oorwinning, hy gee ons nog 'n kans. God se doel was nie om Israel te verneder nie,
maar om hulle te leer dat sy seun afhanklik is van gehoorsaamheid. Hy wou hulle herinner, hy veg vir hulle, maar hulle moet hom eerste stel. Maandag se les se opskrif is God se plan, mens se plan. En ons kyk na Joshua 7 vers 2 tot 5 wat lees. Joshua het manne van Jericho afgestuur na Ai toe, wat naby Bet Aven, oos van Bet-El lê, en vir hulle gesê, trek op en bespied die land. En die manne het opgetrek en Ai bespied. En toe hulle by Joshua kom, het hulle vir hom gesê, laat al die volk nie optrek nie, laat omtrent 2 of 3000 manne optrek en Ai verslaan. Moenie al die volk daarheen moeg maak nie, want hulle is min. En omtrent 3000 manne het daarheen getrek, maar hulle het gevlug voor die manne van Ai. En die manne van Ai het van hulle omtrent 36 manne verslaan, en hulle het hulle agtervolg van voor die poort tot by die klipbreuke, en hulle op die aftrane verslaan, en die hart van die volk het versmelt en geword soos water. Na die groot oorwinning oor Jericho, was die volk vol selfvertroue, soos ons al reeds genoem het. Joshua stuur spioene om die volgende stad, die stad Ai, te verken. Die spioene kom terug met 'n selfversekerende plan. Hier is nie baie mense nie, ons hoef nie so baie mense te stuur van ons eie nie, dit gaan baie maklik gaan. En sonder om eers vir die Here te raadpleeg, voer hulle eie plan uit. En die uitslag was 'n skokkende nederlaag. 36 manne sterf en die volk is moedeloos. Hierdie verhaal wys vir ons hoe maklik dit is om te dink dat ons God se werk op ons eie manier kan doen. Israel het vergeet dat hulle oorwinning by Jericho niks met hulle eie krag te doen gehad het nie. Dit was God se plan, nie hulle plan gewees nie. Dit was nie hulle werk gewees nie. Wanneer dinge goed gaan, is dit dikwels dan dat ons begin dink ons het dit self reg gekry. Ons sê dalk nie met die woorde so nie, maar ons tree baie keer so op, asof ons nie meer die Here se leiding nodig het nie. Spreuke 3 vers 5 en 6 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Dis nie verkeerd om te beplan nie. Dis nie wat die punt is nie. Maar ons planne moet altyd in afhanklikheid van God wees. Wanneer ons hom eers vra, lei hy ons. Wanneer ons hom ignoreer, wys hy vir ons beperkings, want hy respekteer ons keuse, né? Joshua het 'n belangrike les geleer. Selfvertroue lei tot mislukking, maar vertroue in God lei tot oorwinning. God wou hê Israel moes verstaan dat elke stryd, groot of klein, aan hom behoort. Psalm 37 vers 5 lees, wentel jou weg op die Here en vertrou op hom, dan sal hy dit uitvoer. Hierdie verhaal herinner ons daaraan dat selfs in die klein dinge, in ons daaglikse besluite, ons werk, ons bediening, ons eers moet vra, Here, wat is u plan? Dit moet elke oggend se gebed wees. Here, u plan vir my lewe vandag. Want sukses sonder God se seën is net tydelike oorwinning, maar gehoorsaamheid aan God bring blywende vrede. Op Dinsdag se les, die ontdekking van die sonde, lees ons Joshua 7 vers 10 tot 13. Dit lees. Toe sê die Here vir Joshua, staan op, waarom lê jy so op jou aangesig? Israel het gesondig, ja, hulle het my verbond oortree wat ek hulle beveel het, en het ook iets van die verbode goed geneem, en gesteel, en gelieg, en dit selfs tussen hulle goed weggelê. Daarom kan die kinders van Israel nie standhou voor hulle vyande nie. Hulle draai die rug voor hulle vyande, omdat hulle self onder die ban is. Ek sal nie meer met julle wees nie, tensy julle die verbode goed onder julle uitroei. Staan op, heilig die volk en sê, heilig julle vanmôre, want so sê die Here, die God van Israel, daar is 'n verbode ding in julle midde. Israel, jy sal nie standhou voor jou vyande nie, totdat julle die verbode ding onder julle uitroei. Na die nederlaag te Ai, lê Joshua op sy aangesig voor die Here, moedeloos en hartseer.
En hy vra, Here, waarom het U ons in die steek gelaat? Maar die Here antwoord hom direk, hy sê, staan op, Josua. Dis nie ek wat wegbeweeg het nie, dis julle wat oortree het. Israel het iets gedoen wat God uitdruklik verbied het. Iemand het gesteel uit die dinge wat aan die Here behoort het. Daardie een daad van ongehoorsaamheid het die hele volk se verhouding met God verstreur. God wys toe vir Josua om die sonde op te spoor, hoe hy te werk moet gaan. Stam vir stam, familie vir familie, man vir man, totdat Achan uiteindelik uitgewys word. En wat 'n toneel. Dis nie net 'n ondersoek nie, dis 'n geestelike reiniging van die volk. Hierdie gedeelte leer ons dat God nie sonde wegsteek nie. Hy bring dit altyd aan die lig, en nie om te verneder nie, maar om te herstel, om te reinig. Numeri 32 vers 23 sê, maar as julle dit nie doen nie, kyk, dan sondig julle teen die Here, en weet dat julle sonde julle sal uitvind. Dis 'n ernstige waarskuwing, maar ook 'n uitnodiging. God wil hê ons moet eerlik wees voor hom. Wanneer ons sondes herken, kan hy dit vergewe en ons herstel, en dis God se doel. Achan het sy sonde probeer wegsteek. Hy het gedink niemand sal dit weet nie, maar die Here het dit gesien. Hoe maklik is dit nie vir ons om ook dinge in ons lewens te probeer wegsteek nie. Dalk nie fisiese dinge nie, maar dinge in ons gedagtes, ons woorde, ons verhoudings. Spreuke 28 vers 13 lees, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Wat 'n mooi belofte. God is nie op soek na volmaaktheid nie, hy soek eerlikheid. Ons het dit al genoem. Wanneer ons voor hom staan en sê, Here, ek het gesondig, dan open hy sy arms en sê, kom, ek maak jou skoon. Israel moes leer dat hulle nie oorwinning kon hê terwyl sonde in hulle midde was nie. Net so kan ons ook nie geestelike groei as ons aan die dinge vashou wat God se gees bedroef nie. Ons geestelike groei sal ophou. God se doel was om sy volk te herstel, sodat hy weer saam met hulle kon woon en vir hulle kon veg. Want hy is 'n God wat vergewe, maar hy kan nie seën waar daar bedekte sonde is nie. Wat 'n belangrike les vir ons vandag, om totaal aan die Here oor te gee. Woensdag se les, se opskrif is die oordeel oor Achan. En ons gaan lees Josua 7 vers 19 tot 21. Dit lees, toe sê Josua vir Achan, my seun, gee tog eer aan die Here, die God van Israel, en doen belydenis teenoor hom, en sê my tog wat jy gedoen het, steek dit nie vir my weg nie. En Achan antwoord Josua en sê, waarlik, ek het teen die Here, die God van Israel, gesondig, en so het ek gedoen. Ek het gesien onder die buit 'n mooi Babyloniese mantel, en 200 sikkels silwer, en 'n goue staaf van 50 sikkels in gewig, en ek het dit begeer en dit geneem, en kyk, dit is verborge in die grond in my tent, en die silwer daaronder. Uiteindelik staan Achan voor Josua, nie? En hy staan ook voor die hele volk. Dit is 'n oomblik van waarheid. Hy het geweet dat hy betrap is. En Josua sê vir hom, gee eer aan God en herken wat jy gedoen het. En Achan bely, hy sê eerlik wat gebeur het, dat hy die buit gesien, dit begeer en dit toe gesteel het. Nou hierdie 3 stappe, sien, begeer, neem, klink dit nie bekend nie? Dis dieselfde pad wat Eva in Eden geloop het, toe sy na die verbode vrug gekyk het. Sonde begin dikwels met iets wat ons sien, dan wens ons dit was onsinne, en uiteindelik neem ons dit, al weet ons dis verkeerd. Die gevolge was tragies. Achan se sonde het die hele volk beïnvloed. Daarom moes die volk ook saam die oordeel uitvoer, want sonde in die kamp raak almal. Achan en alles wat aan hom behoort het is verbrand, nie omdat God wreed is nie, maar omdat die volk moes verstaan dat ongehoorsaamheid aan God dodelik is. Want daar is 'n vyand wat ons wil vernietig.
Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Die dood van Achan wys vir ons hoe ernstig God sonde opneem, maar dit wys ook iets anders. Elke sonde vra 'n prys, en daardie prys het Jesus uiteindelik aan die kruis betaal. Waar Achan se sonde hom die lewe gekos het, bring Jesus se gehoorsaamheid vir ons ewige lewe. 1 Johannes 1 vers 9, seker my gunsteling in die Bybel. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Achan se probleem was nie net dat hy gesondig het nie, maar dat hy dit probeer wegsteek het. As hy vroeër sy sonde bely het, sou die afloop waarskynlik anders gewees het. God gee altyd kans vir berou, maar daar kom 'n tyd wanneer die sonde self ons inhaal. Hierdie verhaal herinner ons daaraan dat sonde altyd uitkom en dat belydenis altyd genesing bring. God se doel met oordeel is nie om ons te vernietig nie, maar om ons te herstel, om die kwaad te stop voordat dit ons heeltemal vernietig. Spreuke 3 vers 11 en 12 lees: My seun, verwerp nie die tug van die Here nie, en moenie 'n afkeer hê van sy teregwysing nie, want die Here tugtig hom wie hy liefhet, net soos 'n vader die seun in wie hy 'n welbehae het. Soos 'n liefdevolle vader het God Israel gedissiplineer, nie om hulle te breek nie, maar om hulle te herstel. En so werk hy vandag nog met jou en met my. Wanneer hy iets aan die lig bring in ons lewens, is dit nie om ons skaam te maak nie, om ons te breek nie, maar om ons te bevry daarvan. Donderdag se opskrif is 'n nuwe begin. Joshua 8 vers 1 en 2 lees: Toe sê die Here vir Joshua, wees nie bevrees of verskrik nie. Neem al die krygsmanne saam jou en trek op teen Ai. Kyk, ek gee die koning van Ai en die volk en sy stad en sy land in jou hand. En jy moet met Ai en sy konings maak soos jy met Jerigo en die koning gemaak het. Net sy byt en sy vee mag julle vir julle as byt neem. Stel vir jou hinderlaag vir die stad agter dit. Nou wat 'n verskil 'n dag kan maak. Net die dag tevore was Israel verslaan, moedeloos en onder die oordeel. Maar nou spreek God weer met Joshua, nie met woede nie, maar met genade. Hy sê, wees nie bevrees of verskrik nie. Hierdie woorde het Joshua seker diep getref, want dis presies dieselfde woorde wat God aan hom gesê het aan die begin van sy leierskap in Joshua 1 vers 9, wees nie bevrees nie. Die volk het hulle sonde bely en God het herstel. Die verhouding is weer reggestel. Waar daar oordeel was, is daar nou vergifnis. Waar daar verlies was, is daar nou 'n nuwe begin. God sê vir Joshua om weer op te trek teen Ai, maar hierdie keer met sy leiding en met sy seën. Hulle moes alles op God se manier doen, en hierdie keer het hulle gewen. Die verskil lê in een eenvoudige ding: gehoorsaamheid. Psalm 37 vers 23 en 24 lees: Deur die Here word die voetstappe van die man bevestig, en hy het 'n welbehae in sy weg. As hy val, sal hy nie weggewerp word nie, want die Here ondersteun hom met sy hand. God wys hier vir ons 'n wonderlike waarheid. Selfs al val ons, is dit nie die einde nie. As ons hom toelaat om ons te help, kan hy en sal hy van ons mislukkings iets nuuts maak. Israel se pad het nie by Achan geëindig nie. Dit het begin met bekering en gehoorsaamheid. 1 Johannes 2 vers 1 lees: My kinders, dit skryf ek aan julle, sodat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Jesus is ons nuwe begin. Hy staan vir ons in soos Joshua vir Israel. Hy lei ons van skuld na oorwinning, van skaamte na genade.
En let ook op, dat God vir Israel toelaat om van die byt van Ai te neem, waar dit nie toegelaat was van die vorige stad nie. So dis amper asof God vir hulle sê, as julle net gewag het, sou ek julle die seën in my tyd gegee het. Aachen het gevat wat God nou sou gee. Hy het sy seën te gou gegryp. En dit herinner ons dat vertroue in God se tydsberekening deel is van ware geloof. Jesaja 43 vers 18 en 19 lees, dink nie aan die vorige dinge nie, en let nie op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak, ek sal dit uitspreid. Sal julle dit nie opmerk nie? God is altyd besig om iets nuuts te doen in die lewe van die wat hom vertrou. Selfs wanneer ons misluk, sê hy, staan op, ek gee jou nog 'n kans. Hy is die God van tweede kanse, en derde kanse, en vierde kanse, en vyfde kanse. Wanneer ons val, moet ons nie bly lê nie. Soos Joshua, moet ons weer opstaan en voortgaan met geloof. God se genade is baie groter as ons foute. Hy kan enige verlede verander in 'n nuwe begin. Dit bring ons dan by Vrydag se les, terug na die Here. Joshua 8 vers 30 en 31 lees, toe by Joshua altaar vir die Here, die God van Israel, op die berg Ebal, soos Moses die knegt van die Here die kinders van Israel beveel het, soos daar geskrywe is in die wetboek van Moses, 'n altaar van ongekapte klippe, waarby geen yster aan geraak is nie, en hulle het daarop brandoffers vir die Here geoffer en dankoffers geslag. So na die neerlaag by Ai, het die herstel wat daarop gevolg het Israel weer vrede met God gehad. En om dit te bevestig, bou Joshua altaar vir die Here. Dit was nie 'n teken van dankbaarheid vir oorwinning nie, maar, of althans, dit was nie net 'n teken van dankbaarheid vir oorwinning nie, maar ook 'n teken dat hulle weer in die verbond met God staan. God het nie net die volk herstel nie, hy het hulle weer naby homself gebring. Die altaar was die plek waar hulle kon aanbid, bely en herinner word, sonder God is ons niks. Psalm 51 vers 19 sê, die offer wat God behaag is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verslae hart, o God, sal U nie verag nie. God vra nie van ons volmaaktheid nie. Dis nou al 3 keer herhaal. Hy vra 'n opregte hart. Israel moes leer dat die ware oorwinning nie net op die slagveld gebeur nie, maar in die hart. As ons met God reg is, sal alles anders op sy plek val. God vra nie van ons dat ons die vermoë moet hê nie, maar die bereidheid, die wil, om ons harte ten volle aan hom oor te gee. Joshua het ook volgens Deuteronomium 27 die hele wet van Moses op groot klippe laat skryf en dit aan die volk voorgelees. Hy wou hê hulle moes onthou, hulle bestaan en seën hang af van gehoorsaamheid aan die Here. Deuteronomium 11 vers 26 en 28 lees, kyk, ek stel vandag voor julle die seën en die vloek. Die seën as julle luister na die gebooie van die Here julle God, wat ek julle vandag beveel, en die vloek as julle nie luister na die gebooie van die Here julle God nie. Die Here het hulle die vryheid gegee om te kies, seën of vloek, lewe of dood. Net soos Israel staan ons ook elke dag voor hierdie keuse. Sal ek vandag my eie pad loop, of sal ek God vertrou? Wanneer ons val, is God altyd gereed om te vergewe en te herstel, maar hy wil hê ons moet leer. Vertroue en gehoorsaamheid bring vrede en seën. Weereens 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Die les van Joshua 7 en 8 is dus eenvoudig, maar kragtig. Sonde bring skeiding, maar belydenis bring herstel. Selfvertroue lei tot nederlaag, maar vertroue in God lei tot oorwinning, en God se genade maak altyd 'n nuwe lewe
'n nuwe begin moontlik. Aan die einde van hierdie week kan ons vra, is daar dalk iets in my lewe wat, soos by Agan, God se seën terughou? Iets wat ek vir myself hou, wat eintlik aan God behoort? As daar is, kan jy dit vandag aan hom gee? God is nie 'n harde regter wat wag om te straf nie. Hy is 'n liefdevolle Vader wat wag om te herstel. Jesaja 1 vers 18 sê, Jesaja 1 vers 18 sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Wanneer ons terugkom na hom toe, maak hy alles nuut. Net soos hy vir Israel gedoen het. Hy is die God van nuwe beginne. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir die bespreking van hierdie week se les. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, U is ons so genadig. Here, baie, baie dankie dat U ons so lief het. Dankie vir eerste, tweede, derde, vierde kanse. Vergewe ons, Here, waar ons aanhou val. Vergewe ons, Here, waar ons vashou aan dit wat ons al lankal moes gelos het. Vergewe ons, Here, waar ons terughou wat aan U behoort. Help ons asseblief om los te maak en totaal op U te vertrou. In Jesus se naam. Amen.